Goeiemôre julle, hierdie sal nou episode 7 wees in die reeks. Ons gaan nou, soos wat ek gesê het in die vorige stemgreep, ons sal nou vandag bietjie gesels oor wat maak jy met jou vullis? So, daar's nou 'n paar maniere en ons het nou ook maar 'n bietjie navorsing gaan doen hier in ons omgewing. Snaaks genoeg, jy het maar 'n ietsie van alles. Ons het 'n buurvrou hierso by ons wat as 'n gemors te veel raak, dan laai sy dit in haar bakkie en dan ry sy dit dorp toe. En daar gaan gooi sy dit dan nou, ek dink in een of ek weet is nou nie seker in wie se asblik nie. Maar sy gooi dit in een of ander asblik. Dan kry jy nou natuurlik mense wat 'n asgat het. Ek dink die meeste mense sal redelik vertroud wees met 'n asgat. Wat die mense doen is hulle grou maar 'n redelike diep gat. Hulle gooi nou maar al hulle gemors en goed ensovoorts daarin. En dan oor tyd wat hulle doen is hulle, as die asgat nou al vol raak, dan gooi hulle hom toe. En dan het jy die roete wat ons nou maar half gegaan het. En ons het gegaan en besluit, so ons recycle. Maar nie recycle soos wat hulle nou vir jou sal sê om dit te doen in die wêreld byvoorbeeld en al daai tipe goed nie, maar dis maar soortgelyk. So ons werk op die konsep dat ons verbrand alles wat gebrand kan word. Maar nou is dit ook nie, daar sekere uitsluitsels op die reël. Ons gooi nou nie goed soos blikkies en so in die brandblik nie. Ons hou dit maar en dit hoop so half op. En as daar genoeg is, dan vat ons dit nou maar dorp toe. En gaan gooi dit weg. Of ons vat dit sommer na die scrapyard toe. Nie laat jy nou regtig iets daarvoor kry nie, maar ten minste, jy weet, word dit nie op 'n vullishoop gegooi nie. So dis die een kant wat ons doen. Die ander kant wat ons dan nou ook doen is plastiese bottels. Is nogal 'n groot ding. Ons brand dit glad nie. Daar's soveel gebruike vir 'n plastiese bottel. En as ek nou praat van 'n plastiese bottel, dan praat ek nou maar van kookbottels of so. Jy weet, as 'n mens dit nou so eenvoudig kan stel, maar dit is nou nie net kookbottels nie, dis melkbottels, dis enige plastiese bottel. En die groot rede hoekom ons dit hou is dis dubbeldoelig. Ons gebruik dit byvoorbeeld as ons melk bottel. As ook, jy weet, jy kan dit in die grond plant en gebruik as 'n vir 'n boom, vir drupbesproeiing byvoorbeeld. Ja, en dis nou maar, daar's menigte gebruike. Jy kan maar self ook 'n bietjie navorsing gaan doen en gaan kyk. So dit gooi ons nie sommer weg nie. As die bottel nou heeltemal in sy kanonne is en hy kan nou regtig nou nie meer gebruik word nie, ja, dan word hy maar deel van die brandproses. Ek sal sê ons grootste probleem waarmee ons sit eintlik is maar glas. So ons probeer obviously glad nie glas weggooi nie. Meeste van ons glas wat ons gebruik is maar inlê goed. So ons sal eerder die glasbottel hou en dalk nuwe doppies vir hom koop as dit moet. Maar ons probeer die goed so ver as moontlik hou en dit nie breek nie. Maar ongelukkig gebeur en 'n koppie breek of 'n bord breek of hoe ook al, en dan moet 'n mens van hierdie glas ontslaa raak. En ek moet bieg, dit is seker die enigste groot probleem waarmee ons sit. Nou jy kan dit nou ergens seker maar gaan gooi of jy kan dit in 'n asblik gaan gooi of hoe ook al. Maar wat ons nou maar hier by ons doen is, dis nou die een ding wat ons wel dan nou begrawe. Vir die eenvoudige rede dat weer eens wil 'n mens nou so afhanklik as moontlik word. So in die toekoms, jy weet, kan 'n mens byvoorbeeld iets soos 'n blikkie weer gebruik vir om water in te kook of selfs water uit te drink. Hoe ook al, jy weet, daar is 'n addisionele werk vir hom. Maar soos ek sê, glas is seker ons grootste probleem, kan 'n mens nou maar, as 'n mens dit nou so kan stel. Nou ek weet, ja, jy kan nou die glas ook vat na recyclers toe. Ek weet daar is in die groter stede is daar plekke wat jy hierdie goed kan gaan ingooi. En dit gaan nie om regtig waarde daai te maak nie of geld uit te maak nie, of waarde terug te kry nie, is net laat dit wel weer gebruik word.
Maar ons hou maar die glas soos wat ek sê. So ons glas wat ons kry, wat ons regtig moet weggooi is eintlik baie minimaal, maar ek wil wel net sê dit is tog maar daar. Ons het byvoorbeeld hier by ons het ons op 'n stadium ons pale uitgegrou en snaaks genoeg in die pale toe kry ons 'n redelike klomp glas. So dit is obviously wat die vorige eienaar gedoen het. Hy het dit sommer in die pale se gate gegooi. So dit is maar hoe dit is. Jy gaan nie wegkom van dit af nie. Maar weer 'n keer, soos ek sê, ons is maar 'n bietjie van 'n hoarder, kan jy maar sê, as dit by die glas kom, want jy kan dit baie beter gebruik, jy kan dit baie beter skoonhou en daar's soveel gebruiker daarvoor, dit is amper oneindig. Maar as hy nou breek, dan is hy nou gebreek. 'n Goeie voorbeeld van hergebruik van glas, as ek julle nou so vinnig 'n idee kan gee, as jy bierborreltjies of drankborrels of enige tipe borrel vat en jy sny die nek af en jy skuur hom met 'n baie fyn skuurpapier laat die ding jou nou nie kan sny nie, dan het jy vir jou glas gemaak. Jy weet, so dis daai tipe konsep waarna ons maar altyd kyk en hoe kan jy die goed hergebruik in plaas van om dit net ontslae te raak. Ja, so dit is maar wat ons doen met die verbranding, die plastiese goed soos wat ek nou gesê het, of die ander goeders, daar's baie organiese goeders ook. Organiese goed gaan maar gewoonlik in die komposhoop, maar enige ander goede wat nou nie, jy weet wat nou half gebrand moet word, jy weet word dan nou maar gebrand in 'n brandblik, is maar gewoonlik 'n 210 liter drom, wat opgesny is of oopgesny is. Die beste is maar gewoonlik om 'n drom te hê wat jy weet hy moet hopelik oop wees aan al twee kante. Maar as jy nou net aan die een kant het, kyk maar dat daar hier en daar 'n ventilasiegat is net van onder af. En dan brand jy hom nou maar jy moet hom nou maar meng soos wat jy brand. Jy weet anders dan brand jy net die boonste deel en dan is daar so onderste laag wat glad nie gebrand het nie. Maar daar is ook implikasies met dit, want op 'n stadium raak die brandblik vol, dan moet die brandblik skoongemaak word en daai moet gesak word en dit moet dan nou wel begrawe word. Daai brandsel kan jy nou maar half sê, want daar is maar 'n bietjie van 'n risiko met dit betrokke. Jy weet, jy kan dit nie net in die veld strooi nie, want die diere kan dit eet en dan kan hulle siek word aan die een kant en aan die ander kant, jy weet, is ook maar 'n gevaar vir mense. Want baie van hierdie brandgoed is daar dalk nou 'n stuk glas wat daar saam gegaan het of hoe ook al. So dit is maar die roete wat ons gegaan het. Maar soos ek sê, elke ou het maar sy soos die een oom hier naby my altyd sê, elke ou soen sy vrou op sy manier. En dit is nou maar amper dieselfde konsep. Jy weet, so daar's nou iets wat jy regtig kan self oor besluit. Ek weet daar's ouens wat selfs hierdie jy weet die groot gate wat hulle grou wat hulle die vullis ingooi ook aan die brand steek. Maar uit my ondervinding is dit 'n baie groot risiko. Jy weet, ek doen maar eintlik dieselfde. Ek doen dit net op kleiner skaal en meer gereeld om seker te maak dat jy nie nou vir jou 'n groot brandgevaar maak nie. Maar daar is ouens wat dit wel aansteek en dan kan jy nou vir jouself nog 'n moeilikheid kry. Wat belangrik is, jy weet enige organiese materiaal wat jy wil ontslaa raak van. En as ek nou dit sê is nou as jy nou met diere boer en so, jy het nou 'n lammer of jy het 'n slang geskiet of wat ook al, is belangrik om te besef jy moet daai goedjies ook maar hanteer en dit gebruik en seker maak dat jy wel die jy weet dit brand en jou hele plek so sanitized as moontlik hou. En dit is nog belangriker, ek gebruik daai woord spesifiek want dit het nou maar 'n bietjie meer impak. Jy weet net om vir jou eie gesondheid en jou familie se gesondheid, hou dit maar so skoon as moontlik. Ek weet daar's ouens wat vleevangers gebruik as hulle byvoorbeeld 'n dooie lam kry of wat ook al, dan gooi hulle hom gewoonlik in 'n blik en die vlee neek almal daarin ensovoorts. So daar is maar ander maniere wat die ouens ook die goed gebruik, soos ek sê. Maar elke ou kan maar self kies hoe hy dit doen. Maar dis maar net belangrik dat jy moet besef, jy weet ons is 'n familie van 5, binnekort 6.
So jy moet besef dat op die einde van die dag, jy weet daar's baie gemors wat jy genereer sonder dat jy dit regtig oorbodig gaan. Jy weet dit is net hoe dit werk. So hou dit maar in gedagte, dis iets wat jy voor sal moet beplan. Ek wil net ietsie sê oor of ietsie ekstra byvoeg oor die 210 liter dromme. As jy 'n ouer drom kry, hy werk baie lekker. Die nuwer dromme is 'n baie dunner staal, so hulle hou so seisoen amper, kan jy sê. Nou word daai drom deurgebrand. Waar die ouer dromme, jy weet, kan jy gaan vir jare. Natuurlik ook baie belangrik, sorg maar dat jy 'n deksel het vir die ding. Want as jy nou gebrand het en dit reën in hom in, daai vog bly daar binne. So die drom eindig op om baie vinniger deur te roes. So kry maar soos 'n deksel of 'n ding wat jy op die ding sit, of 'n stuk hout of wat ook al, net om te keer dat hy daarmee die ergste vog uithou. En natuurlik hou dit ook die stank in. So as jy nou sê nou maar elke Woensdag brand, kan die van die goede klaar ingegooi word. En jy weet dan hier teen Woensdag dan is dit nou nie 'n helse vleeënes en rotte ensovoorts nie, want hy is daarom toe. So dis maar net 'n ekstra bydingetjie wat ek net daar wou byvoeg. Okay julle, dis die einde van vandag se episode. Ons praat dan weer in die volgende episode. Julle moet 'n wonderlike dag hê, ons praat weer.